Goeiemôre vriende, dis donderdag 20 Augustus. In ons dagstukkies hierdie week lees ons Bybeltekste oor wilde voëls in God se skepping. Ons tema vandag is 'n duif as teken van die Heilige Gees. Ek wil lees uit Matteus 3 vers 16 en ook Lukas 4 vers 1 tot 2. Ons lees eers Matteus 3 vers 16. Jezus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy het die Gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het: "Dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my." En dan het Lukas 4 vers 1 wat volg op dit wat ons gelees het. Jezus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Juis hierdie Matteus teks maak dat die duif 'n wilde voël is wat as ware beroemd geword het in die Christelike kerk. Die duif word vergelyk met die Heilige Gees. Op Jesus se eerste amptelike werksdag het die Heilige Gees soos 'n duif na hom neergedaal en op hom gekom. Hierdie koms na Jesus was 'n bevestigingsteken dat die Gees hom gaan vervul en lei in sy bediening van 3 jaar, eindtyd tot aan die kruis. Die Gees het hom sommer al op die eerste dag van sy nuwe bediening gelei na die swaar kry van 'n woestyn. Die Heilige Gees het hom vervul met krag en uithou in die woestynlewe. In sy kwesbaarste oomblikke was Jesus selfs versoek deur die duiwel. Die Heilige Gees het hom in daardie oomblikke vervul met wysheid om Bybeltekste te gebruik soos God wil en nie soos die duiwel wou nie. Hy kon deur die Gees die versoekings wat mag en gewildheid kan bring weerstaan. Deur die Gees het Jesus reg deur sy bediening die aanslae weerstaan en die toets geslaag. Ek het een keer in die Kompanjestuin in Kaapstad 'n gebukkende dogtertjie gesien wat besig was om die duwe oral om haar te voer. Een van die duwe het selfs op haar gaan sit. Sien jouself vanoggend soos die dogtertjie in die Kompanjestuin. Die duif wat op jou kom is egter die Heilige Gees. Hy wil jou dag na dag lei en vervul vir die lewe as disipel van Jesus. Jy ken woestyne in jou lewe. Jy ken ook die krag van versoekings wat jou verlei na die makliker en lekkerder uitweg as wat God wil. Die Heilige Gees is in alles en deur alles by jou. Daar sal ook altyd engele op jou pad kom wat jou versorg, soos Jesus in die woestyn beleef het. Lees gerus daaroor meer in Markus se weergawe in Markus 3. Kom ons bid saam. Heilige Gees, U het ook oor ons gekom. Ons weet dit deur geloof in Christus. Vervul ons elke dag op ons pad as disippels van Jesus. Wees veral naby ons in woestyne van swaar kry en die misleiding van versoekings. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Mooi dag vriende, ons praat môre weer.